As julle solank julle plekke inneem, dan gaan ek 'n opmerking of twee maak. Elkeen moet asseblief 'n blaadjie hê. Die uitdeelstuk is 2 bladsye. As jy aankom, maak net 'n draai by die tafel in die noordwestelike hoek. Dis links van my, heel agter, en skryf asseblief jou naam daarop of doen dit tydens die pouse. Dis ook die betaalpunt en ek wil net een ding duidelik maak en dis dat R100 jou toegang gee tot 4 kere. Dis nie R100 nie, behalwe as jy die kerk wil bevoordeel, maar dis sommer net om die basiese klompie goed te kan bekostig. Dan wil ek op hierdie stadium reeds baie dankie sê vir die voorsiening van die sop wat ons nou gaan geniet. Dit is Isabel en Willie Lots wat daarmee aangekom het. Ek dink Isabel het dit gemaak, maar Willie het help aandry en dit kom aflaai en alles. Baie dankie daarvoor. Dan wil ek baie dankie sê vir ons koördineerder. Dis ons nuwe Bybelskool koördineerder, Christine Shaw. Sterkte vir haar vorentoe. Ons het nou vir die eerste keer in 'n hele ruk 'n in-persoon Bybelskool oor die boek Daniël, soos wat dit geadverteer was, en ek hoop teen die einde is dit vir u lekker om Daniël te lees en verstaanbaar en toeganklik en 'n hele klomp dinge wat vir ons baie belangrik is as ons Bybel lees. En die laaste ding is dat ons gaan werk met 2 periodes. Een is nou van 6:30 wat reeds verby is tot 10:00. Dan breek ons vir so 15 minute tot 25:00 en dan gaan ons aan tot by 8:00. Die ander een vir wie ek baie dankie wil sê is Creer de Tooi daar agter. Hy neem die aanbieding af en maak 'n video daarvan en dit sal agterna op ons YouTube kanaal geplaas word. Dit wil sê dit gaan opgesit word en toeganklik wees en so aan, maar dit word nie gestroom soos wat dit hier gebeur nie. Ons het oorweeg om die hele aanbieding om te draai en aan daai kant te werk vir die groter skerm wat 'n bietjie laer is vir mense nek, maar dit gaan nie werk met die fotografie van daarbo af nie. Wil sê die ewe groot skerm wat bietjie hoër is en 'n bietjie verder is die een wat sal moet werk, maar wat op die skerm verdwyn, wat op die skerm gaan verskyn, is dieselfde as die skyfies wat ek uitgedeel het, met ruimte waar u kan notas maak of vrae neerskryf. Die mense sal weet of ervaar het al dat as ek aan die praat raak, dan praat ek die tyd vol, en ek gaan die keer baie ernstig probeer om tyd te laat vir gesprek en vrae en bespreking en so aan, dat julle nie agterna mag voel, julle het geluister en kon nooit saam praat nie. Ek wil die ruimte daarvoor spesifiek laat, maar ek wil ook sê dat iemand enige tyd hand kan opsteek en 'n vraag kan vra, asseblief. Dis nie buite orde nie, en ek sal baie graag so in die gang van sake probeer verduidelik soos wat vrae op na vore kom, maar aan die ander kant gaan ek ook sê as 'n ding op 'n ander aand die tema van die gesprek gaan wees, dan gaan ek baie kort daarmee handel sodat ons miskien maar by die geleentheid wat dit die tema is aan die gang kan kom daarmee. Goed. Ek weet daar is 'n mens of 2 wat nog weer by ons moet aansluit, maar ek wil vir elkeen baie welkom sê. Ek hoop julle het so aan julle tafels daarom net kennis gemaak met mekaar en name gedeel en so aan, dat julle weet wie saam met julle aan die tafel sit. Dit is baie belangrik, en volgende keer sal ons naamplakkertjies hê of plaatjies wat ons baie graag wil hê gedra moet word. Ons het eintlik die behoefte by die gemeente dat elkeen erns 'n naamkaartjie moet hê wat in 'n rak gesit word en jy kom net aan en sit hom aan, sodat jy kan weet ek is Willem Bos, of dit nie hoef te vra of dit
deur goddelike ingewing behoort te ontvang of so iets nie, dat dit doodgewoon daar staan en dat ek dit van elkeen anders weet, want dis nou waar my groot onvermoë lê. Kom ons open ons aand met gebed en dan gaan ek graag met die tema wegspring. Ons liewe Here, baie dankie vir hierdie lieflike aand. Baie dankie vir u genade. Dankie vir u teenwoordigheid hier in ons gemeente, in ons aksies. Ons bid vir mense wat baie graag hier sou wou wees en vanaand glad nie hier kan wees nie, weens siekte of ander terugslae. Here, daar's mense aan wie ons die hele tyd dink, omdat hulle so siek is en omdat 'n mens bid vir herstel. Maar ek wil ook vra dat u met ons wat hier is, sal seën, dat u met ons sal praat deur die woord, deur die boek Daniël, dat ons die moeilike en interessante boek dadelik so sal begryp, so sal leer ken, dat dit vir ons die grootste betekenis kan hê, soos wat gebeur het deur die eeue vandat dit geskryf is. Sal u ons seën by die samesyn. In Jesus se naam. Amen. Nou sê goed, kan ek seker maak, is die klank redelik? Daarso aan daai kant goed genoeg, aan daai kant, ek weet, daarso is die luidsprekers, dit behoort redelik goed te werk, en ons mik dus aanvanklik na 10 oor toe, en van daar af gaan ons dan kyk hoe dit verder vorder. Wat die temas van die Bybelskool betref, wil ek sê dat ons die boek Daniël uit 4 hoeke gaan benader. En dit is vanaand in die boek Daniël in die Bybel. Waar sit hy, hoe word hy geplaas, hoe steek die boek in mekaar? En dan volgende week wil ek graag kyk na die hooffiguur na wie die boek genoem is, Daniël. Wat weet ons van hom? Wat verstaan ons van die geskiedenis waarbinne hy geplaas word? Hoe moet ons die figuur verstaan? Hoe moet ons die samestelling van die boek verstaan? Daarna kyk ons vanaand reeds, maar ons gaan dan ook in besonderhede probeer uit sorteer wat ons van Daniël weet, ook van die ander verwysings na Daniël of Danel figure in die Bybel, hoe 'n mens hierdie persoon kan beskou. Die derde een is dan Daniël en die visioene. Dis die tweede groot deel, en dit is in 'n sekere sin die deel wat jy nie uit jou Bybel, uit jou kinderbybel gaan onthou nie. Daniël in die leeukuil en sy vriende in die vurige oond, en 'n klomp van die prentjies sal miskien selfs dramaties in jou kop vasgelê wees, maar hulle kom almal uit Daniël 1 tot 6. Daniël 7 tot 12 is iets totaal verskillend. En dan, die laaste keer Daniël vandag. Wat maak ons as kerk vandag? Daniël speel 'n groot rol in baie gesprekke, die boek Daniël en die mens Daniël, maar spesifiek die boek Daniël. Daar wil ek graag kyk na die literatuursoort waarin die boek Daniël vir al die laaste deel geskryf is. Dis apokaliptiek en wat dit beteken en wat die implikasies daarvan is en so aan. En dit is dan om ons almal te bring in 'n kontemporêre situasie waar ons vir mekaar sê, wat maak ons nou met hierdie boek? Hoe verstaan ons dit vandag? Praat hy eintlik van daar af in ons dag en tyd in, of het hy 'n plek waar hy hoort en het hy 'n eie manier van kommunikeer? Dit is aan ons laaste dag, en daar hoop ek dat ons daai vrae almal beantwoord sal kry en met 'n gesprek verder kan voer. Goed, die 4 temas vir vanaand, wat ek hoop dat ons redelik klarigheid oor sal kan kry, is die eerste vraag, is dit 'n profeteboek of een van die geskrifte? Tweedens, hoe lyk die samestelling van die boek Daniël? Derdens,
In watter taal is die boek geskryf? En vierdens, watter verband bestaan daar tussen die boek Daniël en die Ou Testamentiese apokriewe of die deuterokanonieke boeke? Dit is nou maar omdat ek dink dit 4 vrae is wat baie belangrik is om beantwoord te kry in ons leesproses, en voordat 'n mens in die inhoud van die boek ingaan, gaan ons probeer om die boek dus in die breë binne in die Bybelse konteks te plaas. Verskillend van die Bybel lees wat ons oor Zoom doen, waar ons teks vir teks die Bybel lees en daarvandaan interpreteer, gebeur die Bybelskool meer op 'n tematiese basis. Dit wil sê, ek probeer nie in elke geval 'n hele hoofstuk lees om te sê hoe klink die boek nie, alhoewel dit my ideaal sou gewees het. Ek sou eintlik vreeslik graag wou hê dat ons almal vooraf die boek deurgelees het en dat ons dit in die proses van die Bybelskool nou weer deur kan lees. Maar dit gaan nie so werk nie. As jy egter in jou eie stilte tyd of inrigting van jou dag kans gaan hê om Daniël deur te lees, gaan die voordeel van die Bybelskool ontsettend groter wees as wanneer net deur die verwysings wat ek maak, wat partykeer sonder konteks sal kan voel en so aan. Goed, die boek Daniël, is dit 'n profeteboek of een van die geskrifte? En daardie vraag spruit uit 3 kanons waar die boek Daniël 3 posisies het. As ons Bybelskool oor Genesis gegaan het ons geen probleme gehad nie. Genesis is die eerste boek van die Bybel in Hebreëus en die Griekse vertaling in ons moderne kanons. Om die waarheid te sê, as dit oor die 2de, 3de, 4de of 5de boek gegaan het ons geen probleme gehad nie, want daar is geen omstredenheid in die samestelling van die eerste 5 boeke van die Bybel nie. Inteendeel, dit is vasgelê en deel van 'n vaste kanon. Die 3 kanons waarvan ek praat, is in die eerste plek die Hebreëse Bybel, wat uit 3 dele bestaan: die wet, die profete en die geskrifte. Dit is die oudste van die Bybelkanons waaroor ek gaan praat. Dan is die tweede een, die Griekse Bybel. Dit is die Bybel wat in die laaste 200 jaar voor Christus in Grieks vertaal is uit Hebreëus, omdat soveel Jode nie meer Hebreëus kon verstaan nie. In die groot Hellenistiese beskawing was Grieks in die mate die omgangstaal en die alledaagse lingua franca, dat 'n klomp Jode wat belang gehad het daarbey, omdat hulle gelowig was, die Hebreëus nie kon verstaan nie. Daarom is die Bybel in Grieks vertaal. Ons ander woorde daarvoor is die Septuaginta of die LXX, albei slaan op 70 en dit hang saam met 'n tradisie dat dit 70 geleerdes is wat saam gaan sit het en binne 70 of 72 dae die hele Bybel in Grieks vertaal het, maar daarby het ons nou op die oomblik geen belang nie. LXX is dus 50 plus 10 en 10 is 70 en Septuaginta slaan op die 70 in die woord daar. Die betekenis van die Septuaginta in ons Christelike tradisie is dat dit die Bybel, die Ou Testament van die vroeë Christene was. Dis nogal iets om ons koppe rondom te kry, omdat ons moderne vertalings dit in hulle verklaring aandui dat dit vertaal is uit die oorspronklike Hebreëse Bybel. Maar vir die eerste jare van die Christendom was die Septuaginta die Bybel van die vroeë Christene. Paulus haal dikwels uit sy kop aan en daar's baie duidelike tekens dat hy die Septuaginta aanhaal. Verskeie van die evangelieskrywers haal uit die Ou Testament aan en is meestal duidelik dat dit uit die Septuaginta kom.
Ek wil sê die Septuaginta is vir ons as Christene 'n verskriklik belangrike tradisie, tekstradisie. En in die LXX of Septuaginta is Daniël die heel laaste boek by die profete, die heel laaste boek in die versameling boeke, en word hy gegroepeer as 4de van 4 groot profete. Die afdeling wat die Septuaginta noem die profete, begin met die 12 klein profete, Hosea tot by Maleagi, dan kom Jesaja, dan kom Jeremia, dan kom Esegiel en dan kom Daniël. Die derde kanon is die Ou Testament van die Christelike kanon, of van die Christelike Bybel. Die plaas vir Daniël, waar ons dit almal ken, na die 3 groot profete, Jesaja, Jeremia en Esegiel, voor die 12 klein profete. Dus tussen Esegiel en Hosea vind jy die boek Daniël. Om 'n bietjie meer inligting daaroor te gee is miskien belangrik. Elke keer gaan u die boek Daniël in rooi letters binne in geel sien, omdat ons fokus op hierdie boek. Dit is die rede dat hy so gemerk word. Dit is nou letterlik met die bedoeling dat ons iets daaruit kan put. Die Hebreëse Bybel bestaan, soos ek genoem het, uit 3 dele: die Torah, die Nevi'im en die Ketuvim, die wet, die profete en die geskrifte. En dis 'n ontsettende interessante riglyn vir ons verstaan, want hulle het in hierdie volgorde gekanoniseer geraak. Daar's baie vroeë tekens dat die Torah of die wet, die eerste 5 boeke, as groep gekanoniseer was op 'n vroeë stadium in die ballingskaps en onmiddellik na die ballingskap tydperk. Dit is die welbekende boeke Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium. Dan is die Nevi'im die tweede deel van die Hebreëse Bybel, en dit is die profete met 'n baie interessante onderverdeling, naamlik die vroeëre profete wat insluit Josua, Rigters, 1 Samuel en 2 Samuel, 1 Konings en 2 Konings. En die latere profete, Jesaja, Jeremia en Esegiel, elkeen as 'n boekrol, en dan die boek van die 12, 1 boekrol met die 12 klein profete. Die derde afdeling is die Ketuvim, die geskrifte. Dit is 'n latere versameling, en is 'n versameling wat in die Christelike tyd nog oop was. Daar was debat oor of Hooglied byvoorbeeld deel van die kanon behoort te wees, of Ester binne in die kanon hoort, en daar rondom elkeen van daai debatte is daar 'n Bybelskool te hou. Maar dis die wysheidsboeke of liedere, Psalms, Spreuke en Job, dan 1 bundel, soos die klein profete 12 boeke in 1 boekrol is, die feesrolle. En elkeen van die klein boeke is by 'n sekere fees in die Joodse geskiedenis gelees. Dit sluit in Hooglied, Rut, Klaagliedere, Prediker en Ester. En dan as eerste van die geskiedenisboeke wat na die ballingskap tot stand gekom het, vind ons Daniël, dan Esra en Nehemia, 1 en 2 Kronieke, wat die Hebreëse kanon afsluit. Begin dus by Genesis, eindig by 2 Kronieke, en daar plaas ons dan, of vind ons vir Daniël aan die begin van die naballingskapse geskiedenisboeke. Maar dadelik moet ek sê, Daniël is nie 'n gewone geskiedenisboek nie, en daaroor sal ons natuurlik nog heel wat praat. Die Septuaginta se kanon bevat ook etlike ekstra boeke binne in die kanon, en dis die voordeel in die nuwe 2020 vertaling. Nou kan ek nie sy buite omslag wys nie, maar ek kan darm vir die mooi kunswerk doen van
Jacques van Nieuwenhuizen, wat in ons klein groep is, het ons 'n Bybel met deuterokanonieke boeke, 2020 vertaling. Die deuterokanonieke boeke ken ons net uit die LXX, uit die Septuaginta. En dit is waar hulle plek het. Ons ken hulle dis in Grieks, van hulle het met die Qumran geskrifte ook in Hebreëus tot ons kennis gekom en so aan, maar vir die doeleindes van die Griekse vertaling, die Septuaginta, is dit belangrik om te sê dat dit 'n kanon verteenwoordig wat oper was as die uiteindelike Hebreëse kanon. Dis die sogenaamde apokriewe boeke of die deuterokanonieke boeke, en daar's 'n handvol van hulle: Baruch, die wysheid van Jesus Sirach, die wysheid van Salomo, Tobias, Judith en 1 en 2 Makabeërs. En daai Makabeërs moes 2 K's gehad het. Jammer. Die groep boeke lê dus binne in hierdie kanon, en die laaste groep binne in die kanon van die Septuaginta is die profete. En dit begin met die 12 klein profete, daarna die 4 groot profete, Jesaja, Jeremia, Esegiel en Daniël, maar Daniël dan reg aan die einde van die boek. Die posisie wat 1 en 2 kronieke in die Hebreëse kanon beklee Daniël in die Septuaginta. En baie belangrik, dis ons laaste puntjie vir vanaand se nadenke, Daniël bevat die apokriewe toevoegings tot die boek Daniël in hoofstuk 3, in hoofstuk 13 en hoofstuk 14, wat heeltemal bykom. In die Ou Testament van die Christelike Bybel, dit is ons Bybel wat ons elke Sondag kerk toe neem, is ons almal baie goed vertroud. 'n Mens kan sê ons deel in ons koppe die Bybel in 5 dele, die Pentateug, ook genoem die boeke van Moses, ook genoem die wet, presies dieselfde as die Torah in die Hebreëse kanon, Genesis tot Deuteronomium, die geskiedenisboeke, Josua tot by Ester, dit sluit 1 en 2 kronieke, Esra en Nehemia in, wat volgens die Hebreëse kanon van die latere geskryfde boeke is. Dan die wysheid en gedigte van Job tot by Hooglied, insluitende die psalms. Dan die groot profete, Jesaja, Jeremia. Dan kry ons klaagliedere van Jeremia in ons Bybelse volgorde. Dan Esegiel en dan Daniël met die klein profete as die slot van ons versameling, Hosea tot by Maleagi. Dus die plek van Daniël in die verskillende kanons is nie 'n vaste plek nie. Wat iets suggereer van die verstaan van Daniël deur die eeue. Die Hebreëse Bybel gee vir ons iets van 'n tydsaanduiding wanneer die boek geskryf is, naamlik saam met die historiese boeke van die geskiedenis na die ballingskap. Die Septuaginta gee vir ons die aanduiding dat hy op 'n vroeë stadium reeds tussen die profetiese boeke geplaas is en dat hy so verstaan is deur die vertalers en die kanoniseerders van die Griekse boeke, maar hulle sluit, as ons dit so kan noem, 3 hoofstukdele in die boek in, uit 'n ander tradisie wat nie in Hebreëus behoue gebly het nie. In ons kanon is dit die 4de van die 4 groot profete, en daarom lees ons dit en benader ons dit as 'n profetiese boek. Yes. Hallo, ek is Lisa. Dominee Willem, ek net gou geweet, die 2020 vertaling waarvan Dominee nou gepraat het, daai spesifieke een wat nou daai ander boeke in het. Sluit dit dan ook daai 3 hoofstukke van Daniël in? Ja. Sluit dit ook in? Ja, dit is ek gaan hom
tog oopmaak dat ons kan sien hoe hy lyk. Dis die Bybel 2020 vertaling met deuterokanonieke boeke en hy het in die middel die boeke, hy het die ou boeke van die Ou Testament en dis presies soos ons dit almal ken en presies soos dit in die 2020 vertaling is. Dan 'n middelgroep wat weer van bladsy 1 tot omtrent 200 strek en dit is dan die boeke Tobit, Judith, Ester, dis nakies Grieks, dis die toevoegings tot die boek Ester, Wysheid van Salomo, Wysheid van Sirach, Baruch, Daniël, die Griekse toevoegings en dan 1 en 2 Makabeërs. Wil sê in hierdie Bybelboek is hulle en dan die Nuwe Testament volg weer van bladsy 1 tot omtrent 350. Hans? Kan ons gou die vraag weer kry, die rede? Ja, daar is hy nou. My naam is Hans. Ek wil net weet, hoekom is die toevoegings nou in die 2020 vertaling en hoekom was dit uitgelaat in die vorige vertalings? Is daar 'n verklaring daarvoor? Ja, daar's baie goeie verklaring ook waarom daar nou weer 'n Bybel in die mark is wat dit nie bevat nie. Daar is dus 'n Bybel met ons tradisionele kanon, 66 boeke, 39 Ou Testament, 27 Nuwe Testament boeke en dan is daar die Bybel met deuterokanonieke boeke omdat dit die Rooms-Katolieke kanon is. Die Rooms-Katolieke kanon sluit die deuterokanonieke boeke in en die bedoeling van die 2020 vertaling is om op 3 wyses vir verskillende lesers optimaal bruikbaar te wees. Die eerste een is die doodgewone vertaling soos wat ons dit het. Die tweede een is met deuterokanonieke boeke, wat dus die Rooms-Katolieke en ander mense wat die deuterokanonieke boeke wil lees, of daaraan kanonieke waarde heg, te bedien. En die derde een is die hoofletteruitgawe, waar alle moontlike verwysings na die Messias in die Ou Testament met 'n hoofletter geskryf word, en nie soos wat dit oorspronklik bedoel was, doodgewoon na mense of na gevalle nie. Dit is die rede daarvoor. Ons het in die 1953 vertaling ook 'n Bybel met deuterokanonieke boeke. En die rede daarvoor is presies dieselfde, dat daar ook 'n Afrikaanse Bybelvertaling vir gebruik in die Rooms-Katolieke tradisie is. Goed, is ek terug waar ek was. Dankie, Kreer. Die samestelling van die boek Daniël is in die middeldeur. Hoofstuk 1 tot 6 is verhalende gedeelte. Hoofstukke 7 tot 12 is visioene of 'n openbarende gedeelte. En die karakter van die twee dele verskil soos dag en nag. Dis nie asof 'n mens kan sê die goed loop tot 'n punt en dan word dit toegelig of so iets nie. Dis twee totaal verskillende versamelings van literatuur. En dit is die twee gedeeltes 1 tot 6 en dan 7 tot 12. Kom ons kyk gou na die verhalende gedeelte. Dit is die deel wat ek gesê het ons almal uit ons kinderbybels prentjies van sal kan onthou. My vak is Ou Testamente. Ek's verskriklik onrustig oor mense wat as die Ou Testament praat so dof lyk tot die oomblik wat jy die prentjie oproep van Daniël se vriende in die oond of Adam en Eva met die slang tussen hulle wat 'n appel in sy hand of in sy bek het en so aan. Dit hang af van die illustreerder van 'n kinderbybel. Die mag van kinderbybels is verbuisterend. Dit skep vir baie mense die prentjies van die Bybel waarmee hulle uiteindelik doodgaan.
En dit maak dit so verantwoordelike werk om 'n kinderbybel te skep en 'n kinderbybel saam met jou kinders te lees. Maar kom ons los daai vir 'n ander gesprek. Hoofstuk 1 gee agtergrond tot die boek en dis in verteltrand. Daar het iets gebeur, daar's mense gekies, hulle moes opleibaar wees om baie hoë posisies in die koninklike hof in Babylonië te beklee, en daarvoor sou hulle 'n proeftydperk deur moet gaan van 'n spesiale dieet en oefening en aktiwiteit wat deur die koninklike hof voorsien word, en 4 Jode, Daniël en sy 3 vriende sê, laat ons eet soos altyd, ons sal bewys dat ons werd is waarvoor ons voorberei word, en dan gebeur dit so, en die waarheid is dat hulle beter uitkom as van die ander kandidate. Dit is 'n interessante parallel wat 'n mens kan trek met Josef in Genesis en met Ester aan die Persiese hof. In daardie 3 verhale het jy elkeen 'n Jood wat deur omstandighede op 'n ander plek beland, getoets word en uiteindelik geskik bevind word vir 'n baie hoë rol of funksie. Hoofstuk 2, 4 en 5 handel oor die verklaring van drome en geheime skrif, en daarin vind ons ook parallelle met die Josefs verhaal in Genesis. Josef moet ook sê wat gesigte en visioene beteken. Hy kry dit ook van die farao, Daniël kry dit van die koning, maar op soortgelyke wyse word die hoofkarakter getoets wat sy wysheid en insig betref, deurdat hy visioene moet interpreteer. En dit is heeltemal anders as die visioene van hoofstuk 7 tot 12. Dit is die gesigte of drome of dinge wat mense beleef en dan wil weet wat is die betekenis daarvan, en dan die een in hoofstuk 5 is die skrif aan die muur, myne, tekel of farsen, en die uiteindelike verskriklike boodskap wat dit vir die koning wat dit beleef het, beteken het. Eerste een dan Nebukadneser se droom, die tweede een hoofstuk 4 is Nebukadneser se droom wat uitgelê word en lei tot sy belydenis van die God van Israel as die enigste een, die grootste, die een aan wie alle eer gegee moet word en wat groter is as enigiemand anders. En dan hoofstuk 5 is die skrif aan die muur en die uitleg daarvan. Telkens is daar ander mense wat ook poog om die goed uit te lê, dit nie kan doen nie, en dan kom soos by Josef, Daniël aan die woord, en dit is binne sy vermoë, maar dit is nie 'n kommersiële vermoë of 'n ding waarvoor hy hom verkoop nie, hy gee altyd die eer aan God. Sowel Josef as Daniël is nie mense wat met hulle vermoë te koop loop en sê, gee vir my jou droom, ek gee jou 'n uitleg, dan gee jy vir my soveel sikkels silwer of iets nie. Hulle doen dit in diens van God, en hulle doen dit met die volle medewete van dit wat God vir hulle gee as 'n insig. Hoofstuk 3 en 6 handel oor wonderbaarlike reddingsgebeure. Een in die oond waar Daniël nie is nie, dis sy 3 vriende met 'n 4de persoon wat binne in die oond gesien word en wat ongeskonde daar uitkom, nie 'n haar aan hulle hoof het gebrand nie. En dan Daniël 6, Daniël in die leeukuil. Daniël word verklik omdat hy op Joodse wyse bid, God vereer, nadat dit verbied is om enige ander God te dien. Die koning het geen keuse as om hom te straf nie, en hy word in die leeukuil gegooi, waar die leeu's vir etlike dae niks te ete gehad het nie. Hy behoort eintlik grond te vat en opgeëet te word, en dit gebeur nie. En dan die redding en die uiteindelike leeuvoer van die ander amptenare wat hom probeer benadeel het, wat dan uiteindelik dies is wat aan die pen ry.
Die visioene gedeelte is heeltemal anders. 'n mens kan sê dit is 'n afdeling met 3 vertellinge. Die eerste een, Daniël 7 en 8, bevat 2 visioene, maar die 2 hang ten nouste met mekaar saam. Hulle moet saam geïnterpreteer word. Daniël 9 bevat die woorde pas die woorde van Jeremia 25 vers 11 en 12 en Jeremia 29 vers 10 en 29:10 word eie tyds toegepas deur die skrywer in die tyd van die oorsprong van die boek Daniël. Dan Daniël 10 tot 12 loop net as een vertelling deur in die boek sonder opskrifte en dinge, en dit voer die gedagtiging van Daniël die toekoms in tot by 'n hoogtepunt met die verwagting dat ook hierdie ballingskap, ook hierdie lyding, ook hierdie swaar tyd tot 'n einde sal kom. Dit is die bedoeling van die slot van die boek Daniël. En in ons laaste afdelingkie gaan ek verwys na hoofstuk 13 en 14 wat in Grieks bygekom het. Goed, dis 10 oor en ek dink dis 'n goeie tyd om te stop en dan word almal uitgenooi na 'n koppie sop daarso by die toonbank. Ons het so 15 minute, as ons kan terug wees so teen 24 minute oor, dat ons 25 oor sit en kan gesels, dan behoort ek reg te wees. En enigiemand kan hier kom praat oor iets wat julle wil bespreek, of aan die einde hoop ek om tyd te hê vir 'n deeglike gesprek en vraatyd.
Daar sê, ek dink is tyd. Klaas hulle in die kombuis vra of ons die bekers asseblief sal terugvat. As hier nou nog bekers is, hulle gaan dit nou was en afhandel. Goed. Ons het die grootste deel van die tema nou reeds gedek. Daar's 2 kleiner temas wat ek nou nog 'n bietjie verder wil voer. En dis interessante feite rondom die boek Daniël. En die vraag is, in watter taal is Daniël geskryf? Dis deel van die Ou Testament. Die algemene kennis oor die Ou Testament wil ons dadelik sê in Hebreëus. Maar in werklikheid is die boek in 2 tale geskryf, in Hebreëus en in Aramees. En Aramees is 'n interessante taal wat baie naby verwant is aan Hebreëus, maar eintlik 'n latere ontwikkeling in die taal. En dit is die taal wat in die Persiese ryk die algemeen gebruikte taal was. Ons het nou nog gepraat oor die Septuaginta, se vertaling in die tyd toe Grieks die algemeen gebruikte taal was in die Hellenistiese ryk. Vandag kan ons sê die algemeen gebruikte taal is Engels en die meerderheid navorsing word in Engels gepubliseer, want daarmee kry dit die wydste aanwending en begrip. Meeste mense wat lees, gaan jou artikel of jou navorsing in Engels kan lees. 'n Tyd tevore was Hebreëus en was Frans die diplomatieke taal van die wêreld gewees. Latyn was die kerklike lingua franca op 'n vroeëre stadium, maar in die Persiese ryk was dit Aramees, wat dus nie Farsi, die taal van Persië is nie, ook nie die Mediese taal, die taal van die Mediërs nie, maar Aramees wat uit sentraal nabye Ooste gekom het en eintlik tuis was in Sirië, het die taal geword wat oral oor die administratiewe en kommunikasietaal was. Dit gee nog 'n klein aanduiding van die tyd van herkoms van die boek Daniël. Daniël 1 vers 1 tot 2 vers 3 is in Hebreëus geskrywe, en dan is ons daarso 'n klein stukkie lees, sommer om net die oorgang te lees, dan sal jy sien dis eintlik 'n onbeduidende oorgang en nie ooglopend 'n nuwe tema wat aan die bod kom nie. Is 1 vers 1 tot 2 vers 3. Vers 3 sê, die koning het vir hulle gesê, ek het 'n droom gehad en my gees is ontstel daaroor om te weet wat die droom was. Dan vers 4, die Galdeër sê toe vir die koning, in Aramees, o koning, leef vir ewig, vertel die droom vir die dienaars, dan sal ons die uitleg gee. Die koning antwoord en sê toe vir die Galdeërs, die saak staan vas by my, as julle nie aan my die droom en sy uitleg bekend kan maak nie, sal julle ledemate afgekap word en van julle huise sal vullishope gemaak word. En dan die gruisame gevolg daarvan. Maar die oorgang daarso, die vertalers het die woordjie Aramees daarin gesit om te sê, op hierdie punt gaan die oorspronklike taal oor in Aramees, voor dit was dit Hebreëus, en dan is die hele lange boek tot by 7 vers 28 in Aramees geskryf, en dan in 8 vers 1 skakel ons terug in die middel van die gedeelte wat die visioene bevat, skakel ons terug na Hebreëus. En dis 'n saak wat nie klinkklaar is nie, dis nie duidelik presies waarom hierdie gedeelte aan die begin tot by 2 vers 3 in Hebreëus is, in die laaste 4 hoofstukke, en dan die groot gedeelte in die middel in Aramees is nie. Dis maar net eenvoudig 'n kenmerk van die boek en 'n besonderheid van die boek Daniël. Die ander plek waar Aramees in die Ou Testament voorkom is in Esra. En daar is van die geskrifte wat uitgaan na die mense van Juda
wat toegelaat word om terug te keer en so, is in Aramees geskryf. Dit wil sê, dit is die ander geskrifte waar dit nodig is, dat die vertaler Aramees baie goed onder die knie moet hê. Die interessanter ding oor Aramees is dat dit die spreektaal van Jesus en sy disippels en hulle tydgenote was. Aramees was die taal waarin Jesus met sy mense gepraat het, wat sy ouers met mekaar en met hom gepraat het, en wat in Judea en Galilea en tot in Syrië gepraat was. Hebreëus was in daardie tyd reeds 'n argaïese taal. Mense het net Hebreëus gelees in die Bybel, en dit verklaar iets van die rede dat die Ou Testament, die Hebreëse Bybel, in Grieks vertaal moes word, omdat mense wat in die diaspora, in die verspreiding, van die verstrooiing geleef het, nie meer Hebreëus kon lees nie. Mense in Palestina kon ook nie meer Hebreëus gesels in die geselstrand nie, maar kon dit nog lees en as heilige teks onder die knie kry en met mekaar deel. Dit maak dit 'n interessante stukkie inligting oor Daniël, Esra en die tyd van Jesus, wat beteken dat die tyd van die boek Daniël en die tyd van die boek Esra en die tyd van Jesus eintlik nader aan mekaar is, as wat dit byvoorbeeld aan die tyd waarin die lewe van Daniël voorgestel word is. Daniël se lewe word voorgestel as by die val van Jerusalem, by die begin van die Babyloniese ballingskap, by die troonsaal van Nebukadneser, die koning van die Babyloniërs, wat die stad Jerusalem oorwin het. Dis waar Daniël, die historiese figuur, geplaas word. Maar die taal van die boek plaas ons in 'n tyd baie nader aan die tyd van Jesus, wat beteken so ongeveer 580 jaar later as wat die ballingskap plaasgevind het, die val van Jerusalem gebeur het. Hier's nou 'n klomp luidsprekers, mikrofone, en hulle is almal aan, en Jamal Kreer gaan dit vir ons beheer. Okay, ek is Gerry. Wie het die boek Daniël geskryf? Wie het die boek Daniël geskryf? Ons het geen idee nie. Geen vorm van 'n aanspraak word gemaak nie. Daar's niemand wat in die tradisie aangedui word as die eintlike skrywer van Daniël nie. Daar's mense wat sê, wat die boek baie letterlik lees, wat sê dis Daniël self, en met die hele uiteensetting van die geskiedenis en 'n klompie onakkurathede in die geskiedenis laat jou besef dis iets wat later geskryf is en in 'n vroeë tyd geplaas is. Ons weet glad nie wie die boek geskryf het nie, en ons weet baie min van die historiese mens Daniël. As ek iets kan sê van wat ons in die laaste lesing oor gaan praat, die aard van apokaliptiese materiaal is dat die naam van 'n bekende persoon dikwels geneem word, en dan word daar eie tydse verhale en gebeure, wonderwerke en sulke dinge rondom daardie persoon, soos Henog, wat bekend is in Genesis as 'n vriend van God, wat naby God gewandel het. Daar is die boek Henog wat bestaan, onder andere in Ethiopies het hy na ons toe oorgekom, maar hy dateer nie na die tyd van die vroegste geskiedenis van Israel nie. Hy dateer uit 'n baie laat geskiedenis van die Hebreëse en Joodse nadenke. Maar die aard van hierdie geskrifte wat apokalipties is dat 'n groot naam gebruik word om waarhede aan te koppel. En veral in die tweede deel van die boek Daniël gaan ons daarmee handel. 'n Ander deel van die apokaliptiek is geweldige groteske dierebeelde,
gesigte en visioene wat gesien word, groot amper kosmiese gebeurtenisse wat plaasvind en so. Dis tipies van die apokaliptiek, en die apokaliptiek kry ons ook in die boek Openbaring. Die twee beste voorbeelde van apokaliptiek in die Bybel is die boek Daniël en die boek Openbaring. Hulle is in terme van literatuur die twee naaste neefies aan mekaar, in terme van wat in die boeke gebeur. Dit is altyd rondom baie kritieke omstandighede wat dit geskryf word. Dis dikwels gerig op die oomblik van skrywe en nie op die wêreld van verwysing nie. Die wêreld van verwysing is gewoonlik baie groot, baie wyd, strek oor tyd en oor ruimte, geografies ver en in tyd ver. Maar die fokus van die boek is die tyd van die skrywer. En dis waarheen ons stuur met die boek Daniël, dat ons uiteindelik uit 'n klomp van hierdie goed, soos die taal waarin dit geskryf is, die samestelling van die boek, die verskillende maniere waarop daar na geskiedenis en gebeure gekyk word, kan sê hierdie apokaliptiese boek bedui vir ons iets anderster as wat onmiddellik in die oog spring. Dis Gerrie, ons het nie idee wie hom geskryf het nie. Goed, die lingua franca na die Persiese Ryk se gebruik van Aramees was Grieks van die Hellenistiese Ryk. In terme van ons Bybelse geskiedenis, dink ek, dis wys om net so vir 'n perspektief te sê, dat die groot politieke ryke, die Assiriërs was, met Ashur as hulle hoofstad Nineve, en hulle was ongeveer die 8ste eeu voor Christus, 732, 722 het hulle Samaria vernietig. Na hulle geval het, hulle het 'n baie lang tyd, baie wyd regeer, nadat hulle mag verdwyn het, het die Babiloniërs oorgeneem, vir 'n relatief kort tyd, maar met in Bybelse terme die belangrikste gebeurtenis van die val van Jerusalem, 586 voor Christus, 586 voor Christus, val Jerusalem onder die Babyloniese aanslag. Teen 538, net so ongeveer 50 jaar later, neem die Perse die Babyloniese ryk oor. En daarvan weet ons iets van die Mede en die Perse, die Persiese ryk, en dis Iran van vandag. En daarna hulle regeer vir ongeveer 538 tot 333. En 333 is die datum van Alexander die Grote. Dis die begin van die Hellenistiese of Griekse ryk, Grieks-Macedonies. Alexander self was die seun van 'n Macedoniese koning. Hy het die Griekse stadstaate verenig en uiteindelik die hele Persiese ryk oorgeneem, en die Hellenistiese ryk van Alexander die Grote hou aan tot so ongeveer 70 voor Christus, 68 voor Christus, met die oorname van die Romeinse ryk, en dis die tyd van Jesus. Ons sê in terme van volgordes het die Assiriese, Babyloniese, Persiese, Hellenistiese en Romeinse ryk, wat dwars deur die geskiedenis 'n baie groot rol speel. In Palestina self moet ons nie dink dat Egipte se betrokkenheid geëindig het met die uittog uit Egipte aan die begin van Israel se geskiedenis nie. Die Egiptenare was oor tyd heen altyd betrokke deur handel, deur gewoonweg trekweë. Hulle handelaars het oor Israel en Palestina getrek. Hulle was amper altyd betrokke by die politiek en die gebeure in Israel. Maar selfs toe Israel en Juda op hulle sterkste was hulle klein koninkryke, saam met die Moabiete en die Ammoniete
en die Edomiete was dit klein koninkryke, saam met die Arameese koninkryke van Damaskus en enkele van die ander stede en die kleinerige koninkryke van die stadsstate van Fenisië, was hulle eintlik 'n groot versameling klein stad koninkryke en streekskoninkryke. En die beste manier om iets te verstaan van die wisselwerking tussen daardie koninkryke is wanneer daar in die groot vlaktes van Mesopotamië, wat beteken die twee riviereland, Tigris en Eufraat, dis vandag se Irak, wanneer dit daar woes gegaan het en hulle mekaar moes uitsorteer, dan die klein koninkryke groot geword. Dan het hulle oorlog gemaak teen mekaar en gewoel en werskaf en skouers geskuur en ons lees hulle dan as koninkryke wat hulle mag vergroot het. Maar die oomblik wat die groot koninkryke weer een het wat na vore tree as die groot mag, soos Assirië, Babylonië, later die Perse, dan val die mag wat die klein koninkryke gehad het weg en dan is die konings of vasalkonings, onderhorige konings, of hulle is klein koninkryke wat net plaaslike politiek bedryf en plaaslike belange behartig. Goed, dit is belangrik omdat die boek Daniël ons verplaas in ten minste 3 baie belangrike eras in. Die gebeure aan die begin van Daniël plaas ons by die hoogtepunt van die Babyloniese bedreiging en uiteindelik oorwinning oor Jerusalem en oor Juda. 'n verdere deel plaas ons by die konings van Persië, Darius en Kores, en van daardie konings word uiteindelik amper vervloei en word dit eintlik 'n baie moeilike tydlyn om saam te stel en te sê presies dit het toe gebeur, want daar is 'n deurmekaarloop van sekere van hierdie historiese lyne. En dan veral in die deel oor die visioene is die konteks die van die Hellenistiese tyd se periode onder die beheer van 'n koning of 'n gesagvoerder, Antiochus Epiphanes die 4de. En dit word gesien as die punt in die geskiedenis waar die boek Daniël sy bydrae lewer en die gelowiges verseker ook hierdie ballingskap, ook hierdie swaar tyd sal eindig. En daarin stuur ons by die 4de lesing om te sê dit is waar die boek teregkom om vir mense wat in 'n moedelose situasie was te sê daar is hoop, ons is ergens op pad. Laaste temaatjie is die van die verband tussen die boek Daniël en die Ou Testamentiese apokriewe, omdat in hierdie Bybel met deuterokanonieke boeke 'n deeltjie is wat sê Daniël tussen hakies Grieks en die Septuaginta se Daniël bestaan uit 14 hoofstukke en 'n verskriklik lang hoofstuk 3. Want hoofstuk 13 en 14 word bygevoeg met verhale waaroor ek nou iets sal sê, maar in hoofstuk 3 word 'n gedeelte van omtrent 70-66 verse, vers 24 tot 90 bygevoeg. En dit is na die jong manne in die oond gegooi is, uitgekom het, kom daar 'n hele groot teks, eintlik amper 2 gedigte in die Grieks by, en dit word genoem onder die opskrif die lied van die jong manne, en daar's 2 gedeeltes. Die een is die gebed van Asaria,
So omtrent 20 verse en dan 'n gedeelte die verwarming van die smeltoond, die hele ervaring wat daarso belewe was. En dis 'n verskriklik interessante hoofstuk omdat hy amper net 'n herhalende 'n patroon het. Hy gaan sommer lukraak. Hoofstuk 3 vers 56, 57 en 58 lees. Dis nou om die konteks te gee. Toe het hierdie 3 aan die oond God uit een mond besing, verheerlik en geprys. Dis bitter naby aan wat Jona binne in die vis gedoen het. Onthou jy daarso in die donkerte van die vis se binneste het hy psalm gesing. Hierso sit die ouens in die oond en hulle verheerlik en prys. Lofwaardig is U, Here, God van ons vaders, en uitermate prysenswaardig en verhewe tot in ewigheid. Lofwaardig is U heerlike en heilige naam, en uitermate prysenswaardig en verhewe tot in ewigheid. Lofwaardig is U in die tempel van U heilige heerlikheid, en uitermate lofwaardig en heerlik tot in ewigheid. Lofwaardig is U op die troon van U koninkryk, en uitermate prysenswaardig en verhewe tot in ewigheid. Lofwaardig is U wat in die dieptes kyk, op die gerub sit, en prysenswaardig en uitermate verhewe tot in ewigheid. En so gaan dit aan op hierdie styl en hierdie tipe lofrede aan God tot by vers 90. Dis 'n geweldige, omvangryke lofrede tot God wat hulle as drietal daar binne in die oond sit en sing. En hoofstuk 13, Susanna, is 64 verse lank, 'n baie fascinerende verhaal wat om geen ooglopende rede in die boek Daniël geplaas word nie. 'n Verhaal van 'n baie vroom vrou, Susanna, wat gereeld gaan bid het, 2 amptenare wat in die omgewing waar sy is, beide oog op haar gehad het, beide gewens het om haar regtig baie nader te leer ken en so aan, verloop die hele storie, verword die 2 se gedrag en is dit uiteindelik so dat hulle om hulle eie basse te red haar van ontuchtigheid en wangedrag beskuldig en dan word hulle ontbloot en dan is hulle die mense wat in die ongelyk gestel word. 'n Hele verhaal wat byna vergelykbaar is met die boek Judith, wat ook tussen die Deuterokanonieke, die apokriewe boeke is, en 'n hele verhaal is van 'n beeldskone vrou wat die volk uiteindelik red deur haar slimheid en slinksheid en so aan, maar haar geloof en haar eer behou. Hoofstuk 14 is dan 'n heeltemal ander storie, Beel en die draak. Dis 42 verse en ek het gedink as daar nie vrae is nie, kan ons 'n stuk daaruit lees omdat dit nogal heel interessant is. Maar my slotwoord vir vanaand is dan om te sê dat al die 3 gedeeltes geplaas word tussen die Deuterokanonieke boeke, die Ou Testamentiese apokriewe, wat eintlik 'n lewende kanon verteenwoordig. Johan Beckman het nou net gevra, wat is die presiese betekenis van 'n kanon? En 'n kanon kan 'n mens sê, die letterlike betekenis is 'n liniaal of 'n riglyn. En 'n kanon wat aangelê word ten opsigte van boeke, beteken dit wat werklik gesaghebend is. Kom ons vat dit heeltemal uit die godsdienstige sfeer na die saamstel van 'n bloemlesing in Afrikaans. Die Groot Verseboek was D.J. Opperman vir jare die kanonbepaler van die Afrikaanse digkuns. Dis wat hy gedoen het. Hy het gesê, wat is die werklik diepsinnigste gedigte in Afrikaans as ons 500 digbundels vat en ons wil 200 gedigte daaruit kies. Wat is die 200? Wie is die 200 digters wat ons insluit in die Groot Verseboek?
Dit is die kanon van die Afrikaanse digkuns. Die kanon van die Bybel is dit wat gesien word as die woord van God in mensetaal. En in die Nuwe Testament was daar 'n baie spesifieke proses om die 27 boeke van die Nuwe Testament te kanoniseer, en 'n mens sou kon sê die eerste een wat uitgeval het, was die wat is daai boekie se naam nou? Ek sal nou onthou, dit is 'n boek wat eintlik amper 'n katekismus is van hoe geglo moet word en so aan, en hy kom uit die vroeë 2de eeu na Christus, en die afsnypunt, die Didagai, sou net so goed, as jy van die ander sentbriewe en so aan lees, kon die Didagai in die Nuwe Testament gewees het, maar hy dateer uit die 2de eeu, en die riglyn was geskrifte wat voor die draai van die eeu, eerste eeu na Jesus was. Wat nie 'n absolute riglyn is nie, maar dit is hoe die keuse gemaak is, en sekere boeke is ingesluit, ander uitgesluit. Ek het vroeër gesê dat die Hebreëse kanon van die geskrifte, hulle 3de gedeelte, in 'n groot debat geëindig het rondom Hooglied en rondom die persoon en die boek van Ester en so aan. Maar interessant genoeg is die Joodse kanon uiteindelik afgesluit as gevolg van die ontwikkeling van die Christendom. Sê die Christendom het 'n direkte impak op die Jode gehad om te sê, hier's ons gesaghebende boeke, en dit het tot die kanonisering gelei. Goed, hier gaan ons nou eers afsluit, en ek sal baie graag hoor as daar vrae is, anders gaan ek 'n stukkie uit Beel en die Draak lees, dat jy kan hoor hoe hierdie stukkie bykom. Sal ons dit lees? Beel en die Draak, hoofstuk 14, die ontmaskering van die priesters van Beel. Beel is eintlik presies dieselfde woord as Baal in Hebreëus, dis die Heer of die hoogste God, en hier is dit van toepassing op Marduk, die god van Babilonië. Ja, hierdie is nou die deuterokanonieke toevoeging. Hoofstukke 13 en 14 is die toevoegings. Dis daai 3 toevoegings in hoofstuk 3, 13 en 14. Dis deuterokanoniek. Die kanonieke Daniël het 12 hoofstukke, en hoofstuk 3 eindig by vers 23. Dus lees ek nou uit hierdie vertaling wat genoem word Daniël Grieks, hoofstuk 13 en 14, die 14. Toe koning Astyages by sy voorvaders begrawe is, het Kores, die Pers, sy koninkryk oorgeneem. Daniël was 'n vertroueling van die koning en geëerd bo al sy vriende. Die Babiloniërs het 'n afgod met die naam Bel gehad. Elke dag het hulle hom van 12 mate gesifte meel, 40 skape en 6 metretes wyn voorsien. Die koning het hom ook vereer en gewoonlik elke dag gegaan om hom te aanbid, maar Daniël het sy God aanbid. Die koning vra hom toe, hoekom aanbid jy nie vir Beel nie? Hy antwoord, omdat ek nie afgode aanbid wat met hande gemaak is nie, maar die lewende God wat die hemel en aarde geskep het en heerskappy uitoefen oor alles wat leef. Die koning het hom gevra, dink jy dan Beel is nie 'n lewende God nie, of sien jy nie hoe baie hy elke dag eet en drink nie? Daniël het gelag en gesê, moenie mislei word nie, koning, want hy is net 'n klei. Hy is net klei binnekant en koper buitekant. Hy het nog nooit iets geëet of gedrink nie. Koning het woedend geword, sy priesters geroep en vir hulle gesê,
As julle nie vir my sê wie al hierdie kos opeet nie, sal julle sterf. Maar as julle bewys dat Beel dit opeet, sal Daniël sterf, omdat hy Beel belaster het. Daniël sê toe vir die koning, laat dit wees soos u gesê het. Daar was 70 priesters van Beel, afgesien van hulle vroue en kinders. Die koning is toe saam met Daniël na die huis van Beel. Die priesters van Beel het gesê, kom ons gaan nou uit. Koning, sit u self die kos uit, meng die wyn en sit dit neer, sluit die deur en verseël dit met die seelring. As u môre terugkom en u vind nie dat alles deur Beel opgeëet is nie, kan ons maar sterf. Anders sterf Daniël wat leuns oor ons vertel. Hulle was nie bekommerd nie, omdat hulle geheime ingang onder die offertafel gemaak het. Daardeur het hulle gewoonlik ingegaan en die kos opgeëet. Toe hulle uit is, het die koning die kos vir Beel uitgesit, maar Daniël het sy dienaars opdrag gegee en hulle het as gebring en dit in die hele tempel gestrooi in die teenwoordigheid van die koning alleen. Hulle is uit en het die deur gesluit en dit met die seelring van die koning verseël. Toe het hulle vertrek. Die priesters het oudergewoonte gedurende die nag gekom, saam met hulle vroue en kinders en alles geëet en gedrink. Vroeg die volgende oggend het die koning opgestaan en Daniël saam met hom. Die koning het gevra, is die seels nog heel, Daniël? Hy antwoord, hulle is heel, koning. En terwyl hulle die deure oopmaak, kyk die koning na die offertafel en roep hard uit, Beel, u is groot, by u is daar nie bedrog nie, nee, hoegenaamd geen bedrog nie. Maar Daniël het gelag en gekeer dat die koning na binne gaan. Hy het gesê, kyk na die vloer en let op wie se voetspore dit is. Die koning het geantwoord, ek sien nie voetspore van mans, vroue en kinders. Die koning het kwaad geword en toe die priesters en hulle vroue en kinders laat arresteer. Hulle het hom die geheime deure gewys waardeur hulle gewoonlik ingekom het en dit wat op die tafel was geëet het. Koning het hulle laat doodmaak en het Beel vir Daniël gegee en hy het hom en sy heiligdom vernietig. Dan is daar 'n tweede storie van Daniël en 'n draakfiguur en dan 'n uitbreiding op Daniël in die leeukuil. Maar dit is die styl van die verhaal. Dit sou op 'n sekere manier kon inpas by die boek Daniël, maar dit is nie deel van die Hebreëse en Arameese boek Daniël nie. En dit bring ons by 8:00. Baie dankie. Is volgende week baie welkom om terug te kom. As dit te erg was, sal ek dit begryp. Kom ons sluit af. Here ons God, baie dankie vir u genade. Here, dankie vir baie verskillende dinge wat die Bybel vir ons nie net betekenisvol maak nie, maar ook interessant en genuanceerd. Dankie vir die mate wat ons toegang kan kry tot die geskiedenis daarachter, die proses van skryf en kanoniseer, die proses van verstaan en toeëien, die manier waarop die woord op verskillende tye, vir verskillende mense, verskillende dinge beteken het. Gee dit vir ons as 'n genadegawe, om ook die boek Daniël te kan toeëien, binne ons tradisie, binne ons verstaan van die wêreld waarin ons woon, wêreld waarin Daniël geleef het, die wêreld waarin die skrywer van die boek geleef het, sodat dit vir ons iets lewend kan word, wat ons geloof kan versterk en ons ook in ons tyd kan laat kyk na krisisse en onsekerhede en dinge wat ons kwel. Sal hy by elkeen van ons wees, in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen.